Nou, voor ek begin, wil ek hê julle moet mooi luister, ek wil julle 'n vraag vra, waaroor julle moet dink. As ons nou gaan kyk na die skepping, dan word dit nou baie mooi uiteengesit in Genesis 1, en alles word gedoen, kant en klaar. En dan sê die Skepper, kom ons maak mense. Ons maak hulle na ons beeld, en ons maak hulle man en vrou. Nou wat jy nou oor moet dink, baie mooi moet dink, is, ek het al vir julle hoeveel videoetjies gewys en dinge vertel oor hoe fantasties die natuur aan mekaar gesit is en hoe al die stukkies perfek in mekaar inwerk en hoe die goed saamwerk met mekaar en absoluut fenominale detail en alles. En toe kom ons by hierdie Adam. En toe lyk Adam ons vir my soos 'n eksperiment. En eers word hy alleen gemaak. Ten spyte van die feit dat daar in Genesis 1 vir jou gesê word, God het gesê, kom ons maak mense. Ons maak hulle man en vrou. Jy word hierdie Adam ons hy alleen gemaak. Julle ken die storie, ek gaan nie verder gaan nie. Nou die vraag wat ek het, is, klink daai Adam nie vir jou na 'n eksperiment nie? En hoe is dit moontlik, nadat die skepping reeds volmaak geskep was? Hoe is dit moontlik? En dan het ek vir julle gesê, die eerste teken moet jy kry, of 'n eld of wat, is toe Kain sê, die mense gaan my doodmaak. Maar wat die mense het hy gepraat. In elk geval, dink oor dit, want onthou net, ek vra die vraag vir die simpel en eenvoudige rede, daar's 'n hele religion gebou op Adam, hoor. 'n hele religion. Dink oor daai ene. Ja, as ek jou ontstel. Is jammer as ek jou ontstel, maar die feit van die saak bly. Die van julle wat my kanaal lank volg, julle weet, ek kom uit met sulke vrae. Jy sê, dink daaroor, hoor. Jy moet dit vir jouself uitfigure. Ek kan dit nie vir jou uitfigure nie. En ek is 'n fundamentalist, wat beteken ek bly net by die basics. Maar as ouens wat beweringe maak, ja, ek glo nie in die Bybel nie en so, hulle het nie 'n klou waarvan hulle praat nie, maar in elk geval, die feit van die saak bly, as jy gaan kyk na Openbaring 19 vers 12, dan staan daar baie duidelik, niemand ken my naam nie. En dan is daar ouens wat jy wil verduidelik. Nee, maar hulle ken nie nou. Ek wonder maar oor dit. Maar nou ja, dit sal maar altyd chickies wees om oor te wonder. Maar jy moet mooi gaan dink oor hierdie Adam storie. Regtig mooi gaan dink oor dit. Ek meen, die skepping was volmaak. En toe sê God, kom ons maak mense. En hy sê, maak hom na ons beeld, en maak hulle man en vrou. En toe kom die Adam eksperiment, noem ek dit. Nee, julle kan nie vir my kwaad wees, hoor nie, dis die manier hoe ek praat. Dink maar oor daai ene, hoor. Ag Jesus, dan wil ek jou baie verduideliking, so ek wil vir jou gee. Hierdie ouens wat daai storie hoek, lyn en sinker gevat het baie storie en verduideliking, kom hulle uit, ja, Adam beteken iets wat kan bloos, of wat, jy weet. Dan sê ek nie, okay. Ek weet nie hoe om dit te antwoord nie. Ek weet hoe om dit te antwoord, maar ek weet nie hoe om dit te antwoord sonder om jou nou nie ernstig ongelukkig te maak nie. Maar dink net oor daai basics. Bly by die basics. God het gesê, kom ons maak mense, ons maak hulle na ons beeld, en ons maak hulle man en vrou. En toe word Adam gemaak, alleen. Ja, eksperiment vir my. Vir my is dit 'n eksperiment. Toe agterna, nee, hy kan nie alleen wees nie. En toe kom my storie met Kain. Wow, die mense gaan my doodmaak. Wat er mense nou? Waar val jy nou uit? Nou ja, maar ek sê weer, daar is 'n hele religion, let wel, religion, gebou op die Adam storie. 'n hele religion. Kap hy nou maar deur jou kop en dink oor hom.